ons Here Jesus, wat 'n voorreg vir ons om voor die Almagtige te kan kom buig. Ons God, ons Verlosser, wat alles gedoen het om ons te red. Nie omdat ons dit verdien of waardig is nie, maar omdat U 'n absolute barmhartige, groot en 'n genadige God is. En ons wil U in ons midde innooi en vra dat U in U volheid ons harte asseblief sal kom aanraak, dat U ons sal optel en werklik 'n verskil in ons lewens sal bewerk tot U eer. Ons bid dit in ons Verlosser Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Nou, ons het vanoggend 'n baie groot voorreg om iemand baie uniek, baie spesiaal vorentoe te roep en in te sien vandag. En aangesien Annelea nie kan loop nie, nog nie, wil ons vir Ernie en Zanmarie vra om asseblief vorentoe te bring, om net hier voor te kom staan. En kan ons die oupas en oumas, julle moet kom staan hier saam met ons voor asseblief. Ons wil julle nou nie op die spot sit nie, maar julle kinders is so 'n deel van ons gemeente. Julle moet ook sommer hier voor kom staan. Daar sy. Lyk sy nie pragtig nie, né? Daai ou rokkie. Dit is al die hoeveelste geslag rokkie? 5de geslag. Wys jy, hulle het nog daai tyd dit goed gemaak. Die vismotte kan dit nie eens opeet nie. Maar ons is so bly. Ag, welkom hier by ons, man. Welkom by ons. Julle kan so 'n bietjie nader staan. Ek sal 'n trappie afstaan. Daar sê, want ek is nie belangrik vandag nie. Julle is. Dis nice, né? Dit is so besonders. Dis so besonders. Jy weet, ek lees so 'n tydjie terug die verhaal wat Glenn Assett vertel. Hy was 'n sendeling in China, hy en sy vrou en gesin, hulle het kinders, ook 2 kinders gehad, wat in China sendelingwerk gedoen het, klompie jare terug. Nou jy kan een ding, China is 'n baie moeilike plek om sendingwerk te doen, dis net baie moeilik daar. So, die Assett gesin was heeltyd in konflik met die regering, wat baie kommunisties was en alles, en so het dit dan gebeur dat hulle letterlik in huisarrest geplaas het. Dit was baie moeilik gemaak, en toe eenslag gee hulle 'n soldaat wat hulle letterlik 24 uur in die huis moes oppas, dat hulle glad nie kon uitgaan nie, hulle mag glad nie enige evangelisasiewerk doen nie, hulle is letterlik in huisarrest geplaas, en dit was 'n baie moeilike tyd vir die gesin gewees. En eendag kom die soldaat wat hulle moes oppas na hulle toe, en hy sê vir hulle goeie nuus. Hy sê, julle word terug gedeporteer na Amerika toe. Na so lank huisarrest was dit natuurlik vir hulle regtig goeie nuus gewees. Om uiteindelik daarom gedeporteer te word terug Amerika toe. Maar, toe kom die voorskrif. Julle 2, mag net 100 kg saam met julle op die vliegtuig terugneem Amerika toe. Net 100 kg. Nou kan jy dink, onmiddellik is daar 'n groot fight tussen die pa en ma. Wat nou? Ma, ons kan nie sonder die eetstel nie. Pa, ons kan nie sonder my boeke nie. Weet, wat van die kamera-toerusting? Wat van dit? Al daai goed het soveel geld gekos. Wat van die DVD's? Al daai goed en die boeke en alles. En hulle kry toe 'n skaal en nou begin hulle weeg en die wag staan daar heel geïrriteerd met die 2 wat alles nou wil presies weeg en alles. En hulle kry dit op die ouend reg om 100 kg op te maak. Hulle sê toe, hulle is reg. O, sê die wag. En hy vra skielik iets wat hulle are laat stol. Wat weeg die kinders? Het julle hulle ingereken? Wat weeg die kinders? En skielik, wat word die belangrikste? Wat is die belangrikste? Wat weeg ons kinders? Wat weeg ons kinders? Jesus vertel daai pragtige, of die Bybel, Matteus vertel ons, waar Jesus by 'n sekere plekkie was, en hier kom die ouers en hulle bring hulle kinders na Jesus toe. En wat sê die disippels? Nee, Jesus is te belangrik, julle kan hom nie pla nie, en Jesus sê toe daai pragtige woorde, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes
behoort die koninkryk van die hemele. Dit is maklik om dit te sien, nê? Aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Nou, kinderinseening is vir ons baie belangrik. Ons volg nie net Jesus se voorbeeld waar hulle kindertjies na Jesus toe gebring het dat hulle moet seën nie. Dis ook julle voorreg. Maar kinderinseening sê 'n hele paar dinge en baie spesifiek. So nou Annie en Jean-Marie, julle besluit as ouers vandag hier om voor die gemeente te staan, is nie net om te wys hoe mooi is Annelia nie, maar om basies vir Annelia vir God te kom teruggee. En julle maak eintlik hierdie verklaring dat Annelia eerstens aan God behoort. Sy behoort aan God. Tweedens, dat julle in 'n verbondsverhouding met God tree om julle te help, om julle kinders groot te maak, om Jesus te ken. Ons kan dit nie alleen doen nie, né? Julle het goed gedoen, hoor. Julle dogters is deel van ons kerk. Maar dit is nog steeds 'n wonderlike ondersteuning hier vir ons. En daarom wil ek julle voor die kerk as getuies 'n paar vrae vra wat hierdie verbond gaan bevestig. Eerstens, erken julle dat Annelia 'n wonderbaarlike Godgegewe geskenk is en sê julle dankie vir hierdie bondeltjie vreugde wat hy aan julle toebedeel het. Versekerde geskenk. Tweedens, is dit julle begeerte om Annelia en ook julle self aan die Here toe te wy. Ons sê eintlik, ons kan nie sonder die Here nie. Derdens, erken julle as ouers julle afhanklikheid van God die Vader om julle te vul met sy gees en julle te lei en te ondersteun om julle kind vir Jesus groot te maak. Onthou, dis 'n belofte. En dan vierdens, beloof julle as ouers om alles in julle vermoë te doen om vir julle kind te sorg en te ondersteun en om self getrou aan God te bly as 'n voorbeeld en in gehoorsaamheid te lewe. Julle lewe bly 'n voorbeeld. Daai koerant, ons is daai koerant. En dan ook vir oupas en oumas, ons is so bly julle is hier, deel van ons, en natuurlik ook die familie, die kerk as 'n geheel in ons gemeente. Beloof julle, oupas en oumas, en die gemeente, om die gesin by te staan, te ondersteun en 'n versorgde atmosfeer te skep. Daai Nessie atmosfeer waarin Annelia kan groot word, sodat sy die liefde van Jesus kan ken. Dis ons belofte om hulle te ondersteun. Is dit reg so? En wat 'n wonderlike deel. En ek gaan vra dat die ouderlinge, al die ouderlinge van hierdie gemeente, of julle ook net asseblief vorentoe kan kom, net so om hulle kan staan, en dan gaan ons net vir Annelia toewy aan die Here en net 'n gebedjie doen, so julle gaan net so bietjie vorentoe staan, dat die ouderlinge so om julle staan. Ek gaan net so aan haar raak, so liggies. Ja, ek sou so graag haar wil vashou. Kom, ek vat die voete, hou jy vas, pa, dat ons weet, daar's nie moeilikheid nie. Dis hy. Ag, sy sweet, dat sy, kom ons bou net so 'n kring, as jy net so 'n kring om die broeder kan sit, dat ons net een groot geheel maak, dat sy julle net so hier by my ook so toemaak, en alles. Kom ons maak saam die oogies toe. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderwerk, vir Annelia se lewe. Here, dat sy pragtig is. Dat al die twintjies perfek daar is, die vingertjies perfek is, 'n volmaakte, pragtige lewe. En saam met Ernie en Jean-Marie wil ons vir u dankie sê vir haar volmaaktheid, maar veral dat u hulle as ouers geseën het met 'n bondeltjie vreugde wat hulle hele lewens verander het. Hulle lewens sal nooit ooit weer dieselfde wees nie, omdat hulle so naby u gekom het, deur hierdie pragtige wonderwerk geboorte. En Here, en ek wil hulle eerstens as ouers vanoggend na u toe bring, en vra dat u hulle sal seën. Here, dat u hulle sal vashou, hulle harte sal vashou en besit, sodat hulle as voorbeelde hulle pragtige geskenk kan grootmaak in die weë van Jesus. Dat hulle self die regte voorbeeld sal stel, sodat sy Jesus van kleins af in haar ouers se lewe kan leer ken en kan groot word
met die wete dat daar is 'n God wat ons liefhet en vir ons omgee. Here, mag U ook vir Annalia seën. Mag U haar optel in die arms van liefde en haar persoonlik vashou. Mag U engele aangaande haar bevel gee om haar te beskerm, sodat sy werklik kan groot word in die weë van Jesus Christus. Ons wil ook vir oupas en oumas bid. Dankie dat dit deel is van hulle bloed. En ek wil vra dat U ook vir oupa en oumas sal seën, dat U die gemeente sal seën, sodat ons almal die regte ondersteuning sal kan gee, sodat Annalia kan groot word in Jesus haar verlosser. Mag jy hulle seën, mag jy haar apart sit, mag jy hulle apart vashou, en mag U naam verheerlik. Ons bid dit in ons Jesus se kragtige naam. Amen. Dat is hy. Ons is bly U is hier vandag en is lekker om almal te sien. Dis 'n lekker atmosfeer en mag die Here julle seën. Welkom by ons hoor. Ek neem aan dis familie, nê? Dis reg so my tannie, is lekker om ons kinders by ons te hê. En dankie dat julle deel is en dat julle ook so mooi na hulle kyk, hoor. Ons is bevoorreg. Dankie. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die evangelie van Markus. Markus 9 vers 43 tot 49. Markus 9 vers 43 tot 49. Ek lees vir u uit die 53, die ou vertaling. Dit sê: En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dis beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Mag die Here hierdie gedeelte in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld Gefotoshop. Jy ken Photoshop, né? Gefotoshop. Nou ek wil begin deur vir u 'n foto te wys. Wie sal u sê is dit hierdie? As dit net kan opkom. Ha, daar is hy. Wie sal u sê is dit hierdie? Dit is julle mooi predikant en sy pragtige vrou nou al amper 31 jaar terug. Sjoe, nou hoekom wys ek vir u hierdie foto? Wel, ons fotopakket wat ek daai tyd gekies het, en ek weet tot vandag toe nog nie hoekom ek nou juist daai pakket gekies het nie, maar ek het nou maar hierdie pakket gekies en onder andere het dit 1 foto vergroting ingesluit van 1 meter by 1 meter. Dis nou nie hierdie ene nie, maar amper so 1 meter van 1 meter foto van ons, vergroting. Nou, die idee was seker goed, maar die probleem toe ons hierdie vergroting kry, en ek myself vir die eerste keer letterlik dubbel die grootte sien, as wat ek myself normaalweg in 'n spieël sien, tref die realiteit my skielik soos bomskok. Hoekom? Want my neus wat ek altyd gedink het is normaal, lyk skielik groot. My neusgate is soos tonnels. Maar jy, dis double my size. En die ergste, elke swart koppie
en pysie en merkie en veral op my neus staan uit soos 'n swart kol op 'n wit doek en ek het dit nog nooit eers voorheen raak gesien of daarvan geweet nie. Ek bedoel, as ek na daai foto kyk, daai vergroting kyk, is dit al wat ek sien. Met die gevolg, ons is nou binne 2 maande amper 31 jaar getroud, maar daai vergroting lê tot vandag toe nog al die pad in 'n kas, onder in 'n kas. Hoekom? Want ek kan nie waag om hom uit te haal en op te hang nie. Hoekom? Want ek sien net dit van myself wat my laat gril. En is dit natuurlik nie die probleem van 'n vergroting nie. Ek bedoel, dit vergroot alles. Saam met die mooi word die klein en die lelike dingetjies wat nooit voorheen sigbaar was nie, nou ook ooglopend en duidelik sigbaar. Skielik kan ons niks wegsteek nie. Alles is oop en bloot en vergroot. Nou hoekom ek dit vir u vertel, is baie eenvoudig. Is dit nie maar ons almal se probleem as dit kom by ons eie geestelike lewens nie? Soos ons is, of hoe ons lyk as ons onsself geestelik kyk, is baie keer goed. Ek bedoel, dit is goed. Ons is selfs getempteerd om baie gelukkig te word met ons eie geestelike lewens, want dit wat ons sien, lyk goed. Of althans, hoe ons na onsself kyk, lyk goed. Maar wat lê in werklikheid net so bietjie onder die vel? Of diep hier in die donker kamers van ons harte? Ek wil u uitdaag. Bid en vra die Heilige Gees om u werklik 'n vergroting van u self, u eie geestelike lewe te gee, sodat u self kan raak sien vir wie en wat u werklik is. Daai dingetjies wat ons nie meer sien nie, dat ons dit bietjie kan raak sien vir wat dit werklik is en ons al so gewoond aangeraak het. Kyk, Photoshop was nog nie beskikbaar of eintlik bekend toe ek en my vrou getrou het nie. Ja, was dit maar net toe beskikbaar. Maar ons het nie eens van Photoshop daai tyd geweet nie. Maar Photoshop was nog nooit onbekend aan Satan nie. Die duiwel het nog al die tyd Photoshop geken en beter geweet, want jy sien, hy wil hê ons moet anders lyk as wat ons werklik is, beter lyk as wat ons werklik is, want jy sien, hy wil nie hê dat ons die werklike erns van die sonde in ons lewens moet besef nie. Of nog erger, met ons vuil lewens in berou na die kruis van Golgotha toe sal gaan nie. Nee, hy wil hê ons moet dit toehou. Hy wil dit vir ons wegsteek, sodat wanneer ons die dag voor die groot regter sal staan, ons skielik soos bomskoks ontbloot sal word vir wie en wat ons werklik is. Hier diep binne ons harte. En dan is dit natuurlik heeltemal te laat. En as daar ooit 'n dringende boodskap vir ons tye is waarin ons vandag leef, dan is dit dat Jesus wil hê dat ons moet waak en stry teen die sonde. Moenie dink, jy gaan eendag voor die regterstoel van God staan met jou sogenaamde lievelingssondetjies in jou lewe waaraan jy vashou, maar omdat dit nou nie juis openlik is nie, of niemand daarvan geweet het nie, God het maar net gaan oorsien nie. Nee. Jy sien, Jesus het ons nie in ons sondes kom red nie, maar hy het ons van ons sondes
kom red. Sonde is iets wat God wil hê, jy ten alle koste teen moet stry, totdat jy deur God se genade daarvan kan wegstap. Hy wil nie dit moet deel van ons lewens bly nie. Jy weet, ons luister graag na sogenaamde kenners op hulle vakgebiede, hulle verskeie vakgebiede, as hulle vir ons raad gee. Jy weet, hierdie kenners wat al die pad van die lewe geloop het. Byvoorbeeld, ons luister graag na finansiële kenners. Ou Dawie Rood en al die manne, as hulle ons bietjie finansiële advies gee, veral as ons nie weet wat om met ons ou spaargeldjies te doen nie. Ons luister selfs na mediese kenners, dokters en alles. As daar iets fout is met ons, dan luister ons graag. Wat sê hulle? Ons luister selfs graag na mechanics, motorwerktuigkundiges. Is daar iets fout is met my kar? Want hulle ken mos die dinge. Hulle is professioneel daarin. Maar ons skriflesing gee Jesus ook vir ons lewensnoodsaaklike raad oor hoe om te waak teen die sonde. Maar met die eerste oogopslag klink dit nie vir ons na goeie raad nie. Inteendeel, dit maak nie eens werklik vir ons sin nie. Eerstens sê Jesus in Markus 9 vers 43, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. En dan in vers 45 sê hy, as jou voet jou laat struikel, kap dit af. En dan derdens in vers 47 sê hy, as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Pluk dit uit. Want dit is beter vir jou om vermink of krepel of met net een oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 hande, 2 voete en 2 oë te hê en tog daarmee in die hel te beland. Nou, soos ek gesê het, dit maak nie vir ons sin nie. Bedoel Jesus werklik hier dat ek my hand of my voet moet afkap en selfs my oog moet uitpluk sodat ek nie meer sal sondig nie? Is dit wat hy sê? Wat sal u van my dink as ek nou vanoggend hier moet staan en al hier 'n byl uit en ek sê vir u, hoorie, as u nie meer wil sondig nie, ek sal u vanoggend uitsorteer. Ek sal u help om nie weer te sondig het nie. As jy nie meer wil goed steel of begeer wil vat nie, kom, bring gou daai hande hierso, dat ek dit vir u uitsorteer. Of as u nou moeg is om die verkeerde pad te loop, bring bietjie daai voete, ek gaan dit gou-gou vir u uitsorteer en ek sal u help om die regte pad te loop. U gaan baie vinnig dink, hey, hierdie predikant se kop raas, né? En u sal reg wees. U sal reg wees. Jy weet, inteendeel, bo almal weet Jesus die beste, dat deur jou hand af te kap of jou voet af te kap, gaan nie verseker dat jy nou nie sondig nie. Of deur jou oog uit te pluk, gaan jy dit nou nie skielik maak dat jy nou nie meer wil sondig of na die verkeerde kyk nie. Inteendeel, jy dan nog in elk geval 'n ander oog oor wat vir jou dieselfde blootstelling gaan gee. Nou die Bybel leer ons dat sonde het sy oorsprong waar. In die hart, in jou gedagtes. En dit gaan nie help om jou hand of jou voet af te kap, terwyl ek nog die begeerte hier in my hart koester nie. 'n Mens lees ook nêrens in die Bybel waar enige Christen ooit hulle hande of voete afgekap het om nie meer te sondig nie, want die konteks is duidelik nie om jou liggaamsdele wat jou te laat sondig af te kap nie, want die werklike probleem lê in die hart. Inteendeel, dit is juist die hart of die verstand wat die hand en die voet lei, wat die oog beïnvloed om die verkeerde pad te wil loop. Nou, Jesus se woorde klink hier dalk baie direk en kras, want Jesus wil hê ons moet besef hoe gevaarlik sonde in werklikheid is en wat dit aan ons doen. Die duiwel
het sonde al so in ons lewens gefotoshop, dat ons al baie keer, of in baie gevalle, heeltemal mak daarvoor geword het. Jy weet, so rukkie terug, was daar in die nuusmedia baie interessante berig gewees van 'n 31-jarige man met die naam van Dan Brandon van die Verenigde Koninkryk. Nou hierdie man het 'n klomp slanghokke in sy kamer gehad, al die ander verskillende slange wat hy gehad het. Onder andere ook 'n massiewe, groot, Burmeese luislang, wat hy so om sy lyf laat krul het. Dis die werklike ou daai, die einste Dan Brandon. En hy het hierdie slang so om sy lyf laat krul, en dan het hy heeltyd maar met die slang so geloop en alles. En hy het selfs party nagte met hierdie slang gaan slaap, sonder om hom in die hok te sit. Die slang wat daar in sy kamer en op sy bed rondgekruip het. Maar een nag het iets gebeur, wat die slang se ware natuur geopenbaar het, met die gevolg die volgende oggend ontdek hulle hierdie man dood, papgedruk vermink deur sy troetelluislang. Nou, toe ek hierdie artikel lees, sê ek nogal vir myself, sjoe, dit wys net vir jou, jy speel nie met so iets nie, ek wil jy speel nie met 'n slang nie, ek bedoel, dis 'n slang, man. Hoe kan jy so dom wil wees? Maar tog aan die ander kant, net so wil God ook baie duidelik vir ons sê, hey, jy speel nie met sonde nie. Jy speel nie met sonde nie. Dit sal jou altyd verpletter. Moenie dat die duiwel sonde in jou lewe photoshop nie. Jesus rig 'n sterk oproep deur ons skriflesing aan ons om so sterk standpunt in te neem teen sonde, soos om eerder jou hand af te kap, of jou voet af te kap, of selfs jou oog uit te blik, as om te sondig. Goed, kom ons gaan dan net aan. In die boek Konings van die Eeue sê dit, van enige gewoonte of gebruik wat tot die sonde sal lei en Christus 'n oneer sal aandoen, moet afgesien word teen welke prys ook al. Een gekoesterde sonde is genoeg om die karakter te laat ontaard en ander te mislei. As die hand of die voet afgekap moet word en selfs die oog uitgepluk moet word om die liggaam van die dood te red, hoeveel te meer behoort ons nie ontslae te raak van sonde wat die siel laat sterf nie. Nou, ons weet daar is sekere diere, byvoorbeeld misseljaatkatte, muishonde en selfs jakkalse, wat as hulle voet in 'n slagyster vasgevang is, in absolute desperaatheid om te ontsnap, partykeer selfs hulle eie voete sal afvreet om los te kom. En ek het selfs al verhale gehoor van mense wat diep onder die grond in rotstorstings daar onder in die myn vasgeval was en dan na 'n massiewe rots op die ou se been geval en hulle kon hom nie uitkry nie. En dan in 'n desperate poging van sy maats om hom te red, het hulle lewendig sy eie been afgesaag om hom daar uit te kry. Ek het selfs 'n geval gelees van 'n bergklimmer wat geval het en sy bene in 'n gleuf vasgehak het en daar sit hy en hy besef hy gaan sterf. En in sy eie desperate poging om te ontsnap, het hy sy eie knipmes gebruik om sy eie been af te sny om te kon ontsnap en weg te kom. Ja, jy weet, en dit klink verskriklik. Dit klink verskriklik. Ek bedoel om jou eie arm of been te moet afsny om jouself te red. Maar wanneer jy in sulke omstandighede is, het jy nodig om partykeer drastiese keuses te maak. Gaan ek sterf? Of gaan ek my eie voet of hand afsny om te oorleef?
Nou, jy kan nie self indink. Partykeer raak dit so desperaat, dat jy jou eie hand of voet moet afsny, en jy moet daai keuse maak, gaan ek sterf, of gaan ek iets afsny om te oorleef? Nou kom ons bring dit terug in die konteks van ons skriflesing. Dit is wat Jesus vir ons sê. Deurdat ons toegegee het aan sonde, is dit net so 'n realiteit, asof jou hand of jou voet of jou oog vasgevang is in Satan se slagyster, Satan se dodelike slagyster. En wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Sekere dinge waarin ons vasgevang is, kom net nie van self reg die oomblik as ons dit bely nie. Sekere sondes kom net nie reg as jy dit bely nie, maar vereis dat ons van ons kant af sekere en partykeer selfs drastiese keuses moet maak om daarvan weg te kom. Jy het dalk nodig om jou werk te bedank wat jou lewe is, maar jou dalk daarvan weerhou om getrou aan God te wees. Of jy moet dalk 'n verkeerde verhouding beëindig, al maak dit hoe seer en al is die gevolge hoe groot. Dalk moet jy jou rekenaar afsit, toemaak of dalk selfs in die asblik weggooi, omdat dit vir jou dalk 'n oop deur geword het tot sonde. Moenie dat Satan sonde in jou lewe photoshop nie. En nog erger, moenie dat hy jou sondige lewe photoshop, sodat jy dink jy's beter as wat jy werklik is nie. Bid ernstig dat die Heilige Gees jou 'n vergroting van jouself sal gee, van jou hart sal gee, sodat jy jouself werklik kan sien vir wie en wat jy werklik is. Nie ander mense nie, wat ek is. En dat dit jou so sal walg, dat ons alles in ons vermoë sal doen om daarvan te ontsnap. Om daarvan te ontsnap. In Hebreërs 12 vers 4 kry ons dieselfde ego van Jesus se woorde in ons skriflesing as dit sê: Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen julle stryd teen die sonde nie. Paulus sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Meeste van ons is al so gemaklik met sonde in ons lewens, dat ons nie eers weet wat dit beteken om dit werklik te weerstaan nie. Maar Jesus se lewe daag ons uit om daarteen te staan. Al moet jy ten bloede weerstand bied. Ons probleem as Christene is dat ons baie keer, net te gemaklik raak met sonde. Ons raak net te gemaklik met sonde. Ons speel baie keer daarmee. Ons raak mismoedig as ons al ewig daarteen moet stry en ons gee op. Ons gee op of ons gee toe en ons besef nie hoe ver dit ons terugsit in ons Christelike wandel nie. Ons besef nie hoe ver dit ons terugsit nie. Ek wonder, het u al op die snelweg gery? Langpad, verpad, af Kaap toe iewers heen, net langpad. En soos wat jy 120 km/h ry, val jy skielik vas agter 'n groot ou swaar vragmotor. En jy sukkel om verby te gaan. Jy weet jy mik. Hierdie lorry ry so 80 km/h. Heel konstant, bly hy 80 km/h. Want jy kan nie verbykom nie. Mik. En dan iewes skielik kry jy daai gaping. En jy gaan hom verby. En soos jy verby hom ry, wat doen jy? Jy kyk na die vrag wat hy op het en sy merke en alles, jy kyk na jou groot lorry en oomblik as jy verby hom is, dan vat jy weer die pad, 120 km/h, oop pad, vat jy. En na so
uur, byvoorbeeld, halfuur of 'n uur, wat jy lekker gemaklik ry teen 120 km/h, sien jy skielik 'n Shell Ultra City hier langs die pad. Nou, jy beplan nie om af te trek nie, dit was nie in jou gedagtes nie, maar nou sien jy die plek en jy besluit, ag, weet jy wat? Kom ons trek net so 'n bietjie af. Kom ons trek net so 'n bietjie. Niks ernstigs nie. Ons loop gou 'n draai, laat die kinders gou 'n draaitjie loop, kry gou ietsie te ete, dalk 'n ou koffietjie en dan vat ons weer die pad. Weet, dan vat ons weer die pad, vol stoom. En na lang ruk wat jy weer die pad gevat het, teen 120 km/h, hier's weer 'n lorry voor jou. En soos jy hom verbygaan, kom jy agter maar, hey, dis dieselfde groot ou trok wat ek lang terug verbygegaan het. Hoe die hek het hy nou weer hier voor my gekom? Het dit al met u gebeur? En dan besef jy het net 'n bietjie afgetrek. Jy het net vinnig bietjie afgetrek. En in daai tyd dat jy net 'n bietjie afgetrek, het hierdie ou lorry jou ingehaal en so ver verbygevat, dat dit jou tot nou toe gevat het, om weer by hom te kom. Sjoe, hoe ver het 'n eenvoudige, vinnige stop, net 'n vinnige aftrek, jou nie in werklikheid teruggesit nie. Nou net so, met ons stryd teen die sonde. Ons is almal op hierdie Christelike lewenspad. Ons is almal op hierdie pad, hemel toe. Maar Satan, baie slim, plaas sekere dingetjies langs ons lewenspad, sekere ultra cities en dinge wat ons versoek om net so 'n bietjie af te trek. Ek wil niks ernstigs nie, ons stop net gou, jy weet, ons rek net 'n bietjie so die bene en dan gaan ons mos weer die Christelike pad loop. Ons gaan weer terugklim op die pad. Jy kry dalk 'n nuwe werksaanbod met 'n baie groter salaris. Maar ongelukkig, so een waar jy so bietjie toegewings moet maak, en jy besluit, weet wat, ek het daai werk nodig, so ek gaan net so klein bietjie aftrek. Weet, ek sal later, as alles weer beter gaan en reg is en die finansies bietjie opgetel het, dan gaan ek weer terugkom kerk toe, dan gaan ek weer die dinge reg doen. Of, jy verloor dalk jou werk, en jy sê vir jouself, weet wat, ding het my nou getref, ek moet net so 'n bietjie aftrek van die kerk. Ek gaan nie meer betrokke wees nie. Ek bedoel, die kerk moet verstaan, ek het my werk verloor, so jy trek net so 'n bietjie af. Of, ek ontmoet iemand nuut in my lewe, so 'n nuwe jong bokkie, jy weet. Of dalk nuwe vriende in my lewe, en ek trek net so 'n bietjie af, net so 'n bietjie. Niks ernstigs nie, ek gaan mos nou weer die pad loop. En so trek ons af, want ons besef nie die geweldige gevaar van sonde nie, en ons raak moeg om al ewig daarteen te stry. Maar, al is ons stryd teen die sonde, hoe moeilik. Al is dit hoe moeilik, en al voel dit vir jou partykeer of ek nie eers enige vordering maak nie. Ek bedoel, jy val meer as wat jy vorentoe beweeg. Maar Jesus se boodskap is, byt vas, waak ten alle koste teen sonde. Moenie opgee nie, moenie aftrek nie, just keep on track. Just keep on track. Want die oomblik as jy aftrek, hoe ver sit dit jou nie terug in jou Christelike wandel nie. En partykeer wil jy nie eers weer terugkom nie. Hoe ver kon jy nie al voor gewees het, as jy net nie afgetrek het nie. In Handelinge van die Apostels, bladsy 531, sê Ellen White vir ons, in sy mensheid, wat deur 'n lewe van voortdurende teenstand teen die kwade vervolmaak is, het die Heiland bewys dat mense deur samewerking met God in hierdie lewe 'n volmaakte
karakter kan behaal. Dis sy doel vir ons, God se doel vir ons. Met ander woorde, u en ek kan die volle oorwinning oor sonde behaal deur God se genade. En dan sê sy, die Christen se aandeel is om vol te hou in sy poging om elke swakheid te oorwin. Hy moet voortdurend tot die Heiland bid om die kwale van sy siek siel te genees. Hy het nie die wysheid of die krag om te oorwin nie, maar God skenk dit aan diegene wat in ootmoed en oorgawe smeek en stry dat hy hulle moet help. Daarom, as dit by sonde kom, moenie dat Satan jou Photoshop nie. Of die sonde in jou lewe Photoshop nie. Bid elke dag dat die Heilige Gees jou as te ware 'n geestelike vergroting van jouself sal gee, sodat jy jouself kan sien soos wat jy werklik is, en deur God se genade die daai durf en moed om sterk standpunt in te neem teen sonde. En soveel so, dat die oomblik as ek die sonde in my lewe sien, dat ek sal vaskop daarteen met alles wat ek is en het, en op Jesus sal fokus, wat ons alleen kan help om die sonde te oorwin. En in hierdie stryd, moenie aftrek nie. Al is dit hoe moeilik, hou aan, want dit sal beslis beter wees om eerder vermink die ewige lewe in te gaan, as om toe te gee aan sonde en in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur. Amen. Amen. Onse Here Jesus. Ja, as ons eerlik met onsself moet wees, dan dink ons ook maar, ons is goed en reg en mooi van binne. Ons doen mos al die ou mooi dingetjies en ons kom ons kerk toe. Maar Jesus, Satan het ons al so gefotoshop, dat ons nie die werklike ek sien nie. Dat ons nie werklik eers meer die gevolge van sonde in ons eie lewens raak sien nie. En Here, wat ons nodig het, is u toetrede tot ons lewens. Dat u deur die Heilige Gees ons werklik 'n vergroting van onsself en ons eie bose harte sal gee, dat ons kan sien wie en wat ons werklik is, sodat ons met alles wat ons is na u toe sal kom en vergifnis en heling sal vra. Maar ook, Here, dat ons werklik sal stry teen die sonde. Dat ons sal besef waarin ons vasgevang is en dat ons alles deur die genade sal doen om daarvan te ontsnap. Net soos ons dalk selfs 'n hand of 'n voet sal afsny om ons fisiese liggame te red, dat ons so 'n besluit sal maak om ons van die sonde te skei en alles te doen om daarvan weg te kom. Help ons dat ons nie deur Photoshop van die ou duiwel gerusgestel sal word nie. En Here, help ons om aan te hou op hierdie lewenspad. Om nie toe te laat dat Satan ons vir een oomblik laat afdraai nie. Net af te trek van die kerk en die dinge vir 'n oomblik nie. Want hoe ver kan ons dit nie terugsit op hierdie geestelike pad nie. Here Jesus, ons het u nodig. Kom in ons harte in. Wys ons die boosheid van ons eie lewens en help ons om by die kruis van Golgotha te kniel en u oorwinning te kan aanneem en hierdie pad te kan loop en nooit ooit toe te laat dat sonde deel van ons word nie. Ons vra dit in ons Jesus se naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen.